Welkom terug by die Groot Ontbyt en vandag op die Pisang Geel bank. Wel, 3 dae oue pisang. Hy's so 'n bietjie donkerder as 'n vars pisang. Kuier Yulin by ons en hy gesels oor splinternuwe musiek en ook oor die proses agter die maak van musiek. Baie welkom, Yu. Baie dankie. Het jy geweet vandag is internasionale pisangdag? Glad nie. Ek ook kan nie glo dat bestaan so 'n dag. Dit irriteer my amper, maar ja. Wat is jou gunsteling vrug? Ek sou sê 'n narkie. Ek dink ek het 'n ongelooflike tong vir ietsie bietjie meer aan die suurkant. Ja. So kom ek bietjie meer van 'n narkie hou, sou ek sê, ja. Wat 'n narkie sê jy wat so suur is? Vars narkies. O, ek ook. Ek is mal oor hoe suurder hoe beter. Ja. Julle, dis Ja. interessant. Okay. Yes. En is jou nooi ook in 'n narkie? Ja, Want my ouma Ja. is in kaneel. Ja. Onthou jy daai gedig op skool? Ja. My nooi is in 'n narkie. Luister, jy's al lank in die musiekbedryf as vervaardiger. Yes. Dit was dan nou meer agter die skerms gewees en Yes. nou het jy al 'n hele klomp snitte uitgebring van 2022, 23 af. so lank. Is dit so lank? Wat het jy jy laat besluit om van vervaardigersrol oor te gaan na selfsing toe ook? Yes, dis eintlik ek love dit om my vraag te beantwoord. Musiek was net nog altyd in my lewe, nog altyd. Ek was 9 jaar oud toe ek begin met klavier. My oom het hom sê om te kyk, oom Attie. Hy het vir my Kersfees toe ek 9 was, my klein klaviertjie gekoop. En van daar af toe het ek graad 6 oorgegaan na gitaar toe en graad 9 was ek gedeer om te gaan koor sing, dus toe ek besef, hey, ek kan pitch hou. That's amazing. En ja, toe het ek begin sing en daai selfde jaar na graad 9 toe ek 15 jaar oud was, toe het ek begin met musiekvervaardiging. Dis nou my 12de jaar. So ja, en dit is baie weird ek het uitgekom het. Ek wou die teen graad 11 matriekse kant wou ek so graag elektromeganies en swat het. En toe sê my ouers vir my, hoorie, maar dis nou iets wat jy nooit hoor nie. Gaan doen musiek eerder vir 'n lewe. Is wonderlik. Ja. Ek weet nie of dit is omdat ek te dom was of nie, maar ja, Nee, hulle het die talente raak gesien. Ja. Hoorie, maar jy praat so vinnig oor instrumente wat jy kan speel, maar Yes. jy leer ook nogals vinnig hoe om 'n instrument te speel. Want dit was so Verseker. 6 grade in 'n jaar wat jy geskiep het of so ietsie. 8 grade. 8 grade. Yes, ja, dit is rock school is wat mense dit noem. Ja. Dit is soos 'n graad 8 is soos 'n matriek in gitaar en hulle stel voor jy doen 1 graad per jaar soos 'n normale mens. Maar ek het 'n ongelooflike passie gehad vir gitaar toe ek soos 12 jaar oud was. Toe het ek binne 2 jaar 8 grade klaar gemaak en dit behels amper al die genres. So dit is nogal baie cool. Shoot, dis ongelooflik. Yes. Ekskuus, my Dis 'n asem is passie. nou weggeslaan. Goed, nou jy speel ook baie mooi gitaar op sosiale media en jy het baie kreatiewe maniere wat jy heen gaan met daai goed, maar vertel my nou eers hier is die eerste vrystelling van 'n projek wat in fases gaan geskied. Hoe werk die proses? Ja. Ek het besef as 'n kunstenaar, nê, en mens moet regtig probeer om heeltyd relevant te bly want soos aan die begin van my karier het ek sien net maar 'n song release en dan wag ek 'n hele klomp maande voordat ek weer release. Maar wat ek besef het as 'n kunstenaar, 'n song het se leeftyd so tussen 3 en 4 maande. So ek het besef jy's 'n mens moet eintlik bietjie meer musiek uitbring om relevant te bly as 'n kunstenaar. En dis hoekom ek besluit het om hierdie jaar 'n album uit te bring en dit te release in single formaat, maar sy elke 2 maande. En dit ek alles self doen as 'n producer is dit vir my moontlik en dit maak finansiëel sin natuurlik. Ja. Dit kos my nie tyd. En wat ek toe nou gedoen het is laas jaar, ek het so Augustus se kant begin. Actually die maand daarna het ek begin en my hele album afhandel en ek het dit net reg gekry vir die jaar. En ek is nou klaar besig met my volgende album vir volgende jaar. So ja, dis het lekker produktief. Maar jy het 'n interessante manier ook hoe jy jou skryfwerk benader. Yes. Wat dit so 'n bietjie anders is wat jy eintlik gepraat het van. Jy begin eintlik maar so half by die vervaardiging en werk jy baie terug. Yes. Vertel ons 'n bietjie daaroor. Yes, dit is eintlik 'n ongelooflike nice tegniek wat ek by Hugo Ludik geleer het. Ek het so 3 jaar lank saam met hom gewerk. Ek was in partnership met hom. 'n Bietjie gewerk in Elof en Bartu, Kurt en daai tipe ouens. En wat hy my eintlik geleer het is dis baie beter om te begin met 'n cinema konsep vir 'n song. So cinema die song dit gaan oor liefde. Dan moet die track van die song baie by die konsep pas, anders voel dit bietjie vreemd. Ja. En dan sodra mense track en soos 'n basic demo het, dan werk mense eers in 'n vocal melody. Want as jy dit daaraan dink, as jy sê net maar 'n splinternuwe song hoor, sê net maar op Spinnekop hoor. En jy ken glad nie die lyrics nie, al is dit so catchy. Jy gaan nog steeds die melody van die song hoor. Dit dink ek vir myself, as jy mens baie hard fokus op die melody kant, dan gaan die song outomaties meer catchy wees en dan sit ek die lirieke oor die melody. So laaste kom die lirieke vir jou. Heel laaste. Maar dit help om te begin met 'n lyrical concept. Okay. En dan sit 'n mens net
die ding bymekaar. Ja. Joh, dis En dit help so ongelooflik. baie. Maar sê vir my, aangesien jy jou eie vervaardiging en redigering doen, dink jy jy's ekstra krities op jouself? Ja, ek love daai vraag. Dis so waar, dis so ongelooflik waar. Especially as jy self record. Ja. Want die ding is ek's natuurlik self ook 'n vocal producer. Ek het al met van die groot ouens gewerk soos Elof, ek het hulle record, daai tipe ouens. En wat ek besef is ek is so overcritical met myself, want ek natuurlik ek wil goed lyk daar buite. Ja. En as ek dit so kan stel. En ja, nee, die tegniese kant en die kreatiewe kant is 'n heeltemal ander ballgame as jy jouself record. As jy nou Definitely. terugkyk na jou eerste recordings wat jy self vervaardig het en gedoen het en nou na dit luister, wat dink jy? Is jy sien strots, jy my baie keer soos 'n okay. Dis so snaaks, my verloofde sit hier buite en ek beloof julle sy lag nou. Ja? Apart. Want ek het my heel eerste song vir haar geskryf met die naam Ek en Jy. Ja. En ek onthou nog my titel, daar was so 'n hartjie en 'n M na die titel. Maar ag, ek was seker 17 toe ek haar song geskryf het. Yes. En ek het nog my foon gerekord. Ek het nog nie geweet hoe die tegniese kant werk nie. Nee man, ek was 17. Ons het ontmoet toe sy 15 was, ja. Anyways, en toe het ek nog op my foon gerekord daai tyd. En ek het nie geweet van so 'n audio interface en al die tegniese equipment nie. Ek het dit eers na skool geleer. En Jessie, nou die dag toe ek na daai sang luister, toe wil ek het so in 'n gat in geklim. Dit was so, ek gaan die woord gebruik, cringy. Was dit crazy? Hoorie, maar jy noem na jou verloofde. Jy het verlede jaar verloof geraak. Yes. Vertel vir ons, hoe het jy haar gevra? Ja, een van die songs op my album gaan dit baie mooi verduidelik, maar ek het daar op Tioe strand in Durban het ek haar gevra. En dit was so oulik. Ek het my sussie gekry. Sy was ook heel toevallig daar met 'n of ander vakansie saam met haar vriendin. En toe vra ek toe vir haar om die hele ding vir my te gaan opstel. So sy het klomp rose, soos klein fake blaartjies en fake soos blommetjies gekry en 'n hartjie gemaak en kersies en al daai goedjies. En ek sê, yes, soos ek onthou ek en Marissa se naam het so op die strand geloop en sê, "Just imagine ek vra nou om te trou." En sy het natuurlik glad nie verwag. En toe loop ons so 'n bietjie sien sy is maar iemand raak verloof, dis ek van my ding. Die vraag julle Vandag is dit Yes. Yes. Hoe gaan dit met die troubeplanning? Want dit gebeur nou Julie. Julie. Ja. Dis julle weet baie. Okay. Ja, nee, dit is waar in Julie gebeur dit, die 26ste. Maar jy sien, dis hoekom jy nou sommer al volgende jaar se album nou doen, sodat dit klaar is voor al die troureëlings. Daar's niks wat my interrupt nie. Ja, jy werk met 'n plan. Yes. Luister Yuma, jy is nou so 'n kreatiewe mens as vervaardiger en as sanger. So ons het 'n paar kreatiewe vragies wat ons saam met jou Asseblief. gaan speel om 'n bietjie ons kreatiewe breine te stimuleer. Aan elkeen van ons sê ek vir jou vragie nommer 1, voltooi die liriek. Liefde is soos 'n koppie koffie. 'n piesang. Lyk soos hierdie bank. Oh, wow, okay. Liefde is soos 'n bank. Hoe meer jy daarin sit, hoe meer kry jy daar uit. Goed, vraag nommer 2. As jou lewe hierdie week 'n musiekgenre was, wat sou dit wees en hoekom? Hierdie week, wat is stresvol, ek's baie stressvol. Oh, jammer. Ja, grap so, maar Jessie, dis 'n goeie een. Ek dink 'n bietjie folk pop. Definitief, nice. ja, 'n bietjie meer soos inspirerend, bietjie meer diep. En jou, nou Jennifer? Man, ek weet nie wat die genre is nie, maar jy weet jy instrumente hoor en is net so dis happy. Dis my. Dit klink my soos 'n sirkus genre. Myne sou dalk hard rock gewees het. Okay. Wow. En dan ek moes kinderpartytjies reël. Dan wat is die weerse klank wat jy al gedink het? Hierdie gaan actually cool klink in 'n liedjie. 'n Weird klank, Jessie, dis eintlik so interessant. Ja. Ek het gister 'n song vir iemand produce en ek gaan nou maar die naam noem. Ja. Die song se naam gaan Arend wees, nê. Ja. Ja. En ek het fisies die geluid van 'n arend, die screech wat hy maak, het ek in die song gesit. Wat 'n mens Jy nooit weet 'n verwag nie. voorbeeld? Maak bietjie soos die aand. Dis Arend maak mos Ja, dis so baie, dit's 'n screech, baie krapperige geluid. Dit gaan so cool wees. My pa se naam is Ja. Arend, so ek jy moet daai liedjie vir my eers stuur. Yes. Okay, jy net vir jou, maak 'n sin of 'n liriek met die volgende 3 woorde. Avokado, taxi, eksamen. Ja. Maak dit net 'n sin. Okay. En mens sal nooit 'n avocado in 'n taxi kry op pad na eksamenlokaal toe nie. Het ek dit reg gedoen? Hy laat dit so maklik klink. En laaste een. Sing hierdie
volgende woorde. Soos eers soos 'n opera lied en dan soos 'n rock anthem. Okay. My petrol is op, sê ek vir my pop. My petrol is op, sê ek vir my pop. Okay. Mooi, nou 'n rock een. My petrol is op. Well done! Sien Ek het probeer. Ja. Ag, dit was heerlik om met jou te gesels Baie en met jou dankie, beter te leer ken jou. Ons sien baie uit na die, Yes. die volgende 8 grade wat jy in die volgende 2 jaar gaan voltooi en die volgende albums wat kom. En nou gaan ons luister na hierdie musiekvideo.